Maar ek wil 'n lied sing vanmôre. Skus, ja, nog voor ons daarby kom. Maar dit is 'n lekker ou country lied. Maar weet jy wat, toe ek na die lied kyk, en ek kyk na die woorde van die lied, toe is dit vir my so mooi, want luister, ek weet julle ken dit. Hy begin met te sê, you place gold on my finger. En wie het vir my vrou gegee, God. En dan is dit so lekker om die liedjie te begin sing, om te sê, God, you place gold on my finger. Sing die ou liedjie so 'n bietjie saam vanmôre, ek weet julle ken hom. Maar dit is juis oor dit waaroor ek wil praat vanmôre. En vir my is dit spesiaal, die Here het nie net my vrou vir my sommer op 'n gewone manier gegee nie. Ek het lank daaroor gebid vir 'n vrou in my lewe. En ek moet sê die Vader is so awesome, want weet jy, ek het daai tyd gebid en ek kan vanmôre moet vir julle sê, my lewe was nog nie op sy plek van waar hy moes wees nie. Maar God het nog steeds geluister. En hy gee my vrou vir my op daai dag op 'n baie spesiale manier. My skoonpa se koeie het geloop by my pa op die plaas. En dan het hulle altyd so Saterdag het hulle kom melk haal daar. Maar dit was sommer net so 'n draadkraal gewees. Jy kom so buite sit en deur die kraal kyk en kyk wat daar in die kraal gebeur. Ek het hulle nog nie geken op daai tyd nie. En toe die dag is ek by die huis, ek het gewerk in Pretoria, ek was nog 'n jong polisieman. En ek is toe by die huis en ek slaap die Sondagoggend lekker, dink ek gaan laat slaap. En hier maak my pa my wakker, hy sê, nee mannetjie, kom, jy moet bietjie kom help melk, die ouens wat moes melk het nie uitgekom nie. En dit was daai tyd nog handmelk, daar was nie masjiene vir sulke goed as nie. En nou sê ek maar dik lip, ek is nie lus vir die goed nie, ek is nou al hele ruk uit die huis uit, ek weet van handmelk, maar ek weet dit is nie sommer net, jy kry nie sommer net die melk in die emmer nie, dis 'n werkie. En ek sit daar onder die koei en ek mor nog en melk en ek sien hier kom so 'n blou bakkie ingery, so ou Datsun 1400 bakkietjie. Nou, my skoonpa klim uit en ek sien in hierdie kant klim so 'n jong dogtertjie uit, so 'n pink swembadpakkie en loer so hier onder die koei se spene deur, wonder, is ook nog maar nuuskierig, nee, hy's 'n polisieman. En sien sy speel ons met 'n ou wit hondjie en sy kom so nader gestap na die kraal toe en omtrent so 20 meter van die kraal af gaan sit sy in die gras. So melk ek nou maar, en toe wie so loer, toe is dit so 'n weerligstraal wat my tref, is jou vrou daai. So ja, toe is ek 'n not op 'n kontrak. Ek melk daai hele ou emmer mis, daar's meer melk op my broek as in die emmer. Maar ek het dit gemaak en ek dink nie, weet nie of my pa agtergekom het nie, hy het eintlik al die koeie gemelk. Want ek het die hele tyd onder die een koei bly sit, ek was so 'n bietjie lam in die bene. Maar ja, dis vir my besonders en dat die Here ook vir my so op so 'n manier gehoor het. So wil ek hierdie ou liedjie vanmôre sing en kom ons sê dit dan ook saam. Juis hierdie woorde ken julle, sit net so, sing dit sommer so 'n bietjie saam. Ja, sê hy. God, you place gold on my finger, and you brought love like I never known, and you gave life to our children, and to me a reason to go on. Lord, you're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. When I need hope
and inspiration. You're always strong when I'm tired and weak. I could search this all over, and you still be everything that I need. Lord, you're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. Come on, sing it me ourselves. Lord, you're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. Dan kom ons sê is, jy weet, hulle sê ons altyd daai muntstuk het twee kante. En dis die mooi kant. Want dan is daar wat ou so baie in die lewe sien vandag, en ek gaan net so 'n paar woorde van hierdie lied dalk aanhaal, en ek weet hierdie lied ken julle ook, is ook so 'n country lied, maar ek is die dood vir die oë gesweer vanmôre, jy sing nie daai lied in die kerk nie. So, ek sal nou maar luister, en as ek kom moet sing, dan moet julle met my vrou raas, en sê, ja, die lied ken julle, en hy vertel die storie, dit hang nou maar seker af of 'n man of 'n vrou hom sing, maar hy sê, today I sat alone at the window, nee, so kyk hy uit, hy sien sy dogtertjie speel buite, en hy hoor hulle gesels, en die ou seentjie wil bietjie huis speel, die seentjies, maar die dogtertjie sê nee, as ek kyk na wat mamma en papa doen, dan sê sy, I don't want to play house. It makes my mommy cry. Dis die ander kant van al hierdie goed, en dis eintlik vanmôre wat ek vir julle op 'n manier wou sê, as ons na die huwelik kyk, as ons, en ek wil sê, dit gaan nie net oor die huwelik nie, dit gaan oor ons getuienis, oor dit wat ons uitdra. Wat sien ons huis? En as jy klaar is met hierdie hele groot stuk van jou lewe, wat sê jou kinders? Is hulle bereid om met hierdie selfde ding voort te gaan, of is hulle, sê hulle nee, ek stel nie belang nie. En kom ons luister vanmôre, ek het so 'n paar stukkies net uit die woord uit gaan haal en na dit kyk, soos ek sê, ek preek nie vanmôre vir julle nie, dis net vir my, jy weet, dan aan die ander kant ook, aan die polisman kant van my, dan sien ek ook hartseer en al hierdie goed, en dan sien jy maar hierdie man en vrou wat veronderstel is om gelukkig by mekaar te sit, hulle kom polisiestasie toe vir bevelle wat sê, jy mag nie in my spasie kom nie, jy moet my versorg, en dan moet die wet nou ingryp om hierdie ding reg te stel, en ek kan nou maar vir julle sê, dit werk nie. Dit is nie goed wat werk nie. En wat nou mooi is, ek het nou so 'n paar goed gaan kyk, as jy die eerste deel van die woord in Hebreëus vat van bruid, en jy vat die eerste letter van bruidegom, en jy sit dit by mekaar, dan vorm daar 'n nuwe woord in Hebreëus, en maar my tong is te kort om dit uit te spreek. Maar as jy nou daai woord vertaal, dan is daai woord krag. So wanneer man en vrou by mekaar gesit word,
vorm daar 'n nuwe dimensie van krag, want ek kan vir jou sê hoekom God kom by daai saak, en hy verander dit, en dit is net vir my mooi. En dan nou, as ons in Genesis 2 vers 18 tot 25 kyk, is daar ook 'n paar goed wat God vir ons sê. Hy sê, hy het gesien die man is alleen, en hy het gesê, ek gaan vir hom 'n helper gee. Maar dit is ook vir my mooi, as jy na die Amplified kyk, dan sê dit mooi, hy sê, it's not good, sufficient or satisfactory that the man should be alone. En dan hoor nou vir my, wat vir my baie diep saak is, eintlik, waaroor ons moet dink, hy sê, I will make him a helper. Maar is nie daar wat, die woord eindig nie daar nie, hy sê, someone suitable and adapted. En die laaste woord wat hy daar sê, is complementary. En dis vir my 'n diep ding, en ek moet sê, in my lewe het ek dit so ervaar, en baie mense sukkel met die idee, en ek moet sê, ek het lank daarmee gesukkel, in die sin van, as my vrou vir my kom sê, kyk bietjie mooi om jou rond, hierdie ding is besig om te gebeur, ek is die hoof van die huis, wat sê jy vir my? Kom manne, was dit nie vir julle ook 'n moeilike ding nie? Jy is die hoof van die huis, maar jy sien nie eers die probleem raak nie, dan sien jou vrou dit raak. Ek het baie sakke sout opgeëet, maar gesukkel hoor, sien jy nou grys is ek. Maar, toe sê iemand vir my eendag 'n baie mooi ding, en dit maak soveel sin, en as ek nou met die manne praat, julle weet van bote, en oorlogbote, en hoe groot hy is, en al hierdie kanonne, en alles wat hy op het. Maar dan, tussen alles, is hierdie radar. Hoe ver gaan 'n oorlogsboot kom sonder 'n radar? Toe raak ek rustig, en ek besef hierdie ding. So dit is wat sê, suitable, adaptable, en complementary. En dan gaan dit nou voort, saam vers 24 sê, die man sal sy vader en sy moeder verlaat, sal sy vrou aankleef, hulle sal een vlees word. En dit is vir my mooi, maar dan is daar die ander ding, is vers 25, wat dan sê, skus julle, hierdie kom nou alles uit die vertaling uit, die message, want dit sê dit net vir my so mooi, hy sê dan, and the man and his wife were both naked, and they were not embarrassed or ashamed in each other's presence. En dis nou maar 'n ander ding wat jy in die huwelik ingaan, en jy kom op baie plek wat jy, soos die Bybel sê, eintlik naak voor mekaar kan staan. Met ander woorde, jy kan regtig net wees wie jy is. En dis wat ons baie keer probeer wegsteek vir mekaar. Ons is nie wie ons werklik is nie, en ons hoef dit nie te wees nie. En dan as ons so deur die verse gaan, Matteus 22:37 sê vir jou mooi, hy sê, jy moet die Here jou goed lief hê, met alles in jou. En dan sê 'n tweede ding, en dan is dit nou hierdie twee wat hier staan, en hulle tree die huwelik, en dan is die volgende ding wat dan sê is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan is julle is dan nou mekaar se naaste. Julle is nader aan mekaar as enige iemand anderste. En dis 'n opdrag. En Efesiërs 5 vers 1 en 2 is net so mooi in die message. Hy sê vir jou, jy weet, want ons wil leer van liefde, maar waar sien ons dit? Hoe pas ons dit toe? Want as ons nou na die ou dogtertjie se storie luister, waar sy die liefde in werking gesien het, was dit nie vir haar liefde nie, dit was vir haar dood. Baie keer het ons nie 'n ander plek of 'n ander verwysing om na te kyk, as na God homself. En dan sê hierdie Efesiërs 5 vir ons dit so mooi, hy sê, kyk bietjie hoe God lief het.
hy sê, en dan doen julle dit so. Leer by hom, soos 'n kind by sy vader sal leer. Kyk daai goeie behavior en dinge, kyk dit by jou ouers. Want hy sê, dit wat God doen is om lief te hê. En dis mooi, hy sê, die Engels sê dan, keep company with God and learn a life of love. Dis net my vreeslik mooi gestel. Ek hoef nie te preek verder daaroor nie. Hy sê, kyk baie mooi hoe God lief hê. Dan sê die gedeelte daar, his love was not courteous, but extravagant. En hy het nie lief gehad om iets terug te kry nie, maar hy het lief gehad om alles van hom te gee. En dit is, spoel so deur na ons toe, as ons mekaar lief het, om lief te hê, jou vrou of die vrou haar man lief te hê, nie om iets terug te kry nie, maar net om hy mooi liefde op die tafel te sit. En dan sê die woord, hy sê, wees lief vir mekaar soos dit. En weet jy wat, dit is nog 'n ding wat sê, 2 Petrus 1 vers 3 tot 5 sê, wanneer jy waarlik na aan God lewe, gaan gebeur daar iets met jou. Ons kry sy goddelike krag. En dan sê die volgende ding wat gebeur, hy roep jou om sy heerlikheid en sy goedheid te ontvang. So wanneer jy God werklik lief het, dan gee hy sy goddelike krag vir jou. En julle manne moet nou nie hier sit met julle vroom gesiggies nie, ek weet. Daai huwelik is nie altyd 'n baie maklike ding. Hoe sê die een ou, hy het nooit aan egskeiding gedink nie, maar wel aan moord. Want jy kan maar gaan deur die lewe soos jy wil, daar kom 'n dag wat julle dood eenvoudig net nie saamstem oor 'n saak nie. En ek het geleer, moenie dan voortgaan nie. Want dan is jy opgetrek en jy gaan voort en jy neem jou besluit en jy stamp jou kop. So dis maar daai ding, jy kry God se goddelike krag en jy kry deel van van Jesus se goddelike natuur. En dit maak dit maklik. Die huwelik is nie maar net iets waarin jy inspring en jy dink, kyk, hoe draf ons daardeur nie. As die woord sê vir ons, hy praat van die drie dubbele tou. Wanneer jy God in jou huwelik het, is dit juist daai ekstra tou wat julle saambind op 'n unieke, besonderse manier. En daai samewerking tussen jou en jou, nie net 'n helper nie, sy soveel meer as net 'n helper. Wel, dan kom jy ook by daai punt wat jy sê, maar hierdie Ferreiras, hulle het so groot geword. Ons Kramers, ons het so groot geword. En in hierdie familie is hierdie slagveld, en in daai familie is daai slagveld. Dan het ek nog steeds goeie nuus vir jou vanmôre. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom. Maak saak wie God saam sit en waarna jy dan gaan. Want as ons kyk hierso in hierdie gedeelte, dink jy, as Jesaja 51, dis ook in die message, ekskuus julle laat al hierdie goed, maar dit sê dit vir my so mooi, net die manier hoe dit gesê word, dis omtrent soos altyd, ons almal het hierdie ou wit en swart TV's gesien, van deur die jare, en nou kry jy die awesome flat screens hier teen die muur, wat hierdie helder beeld van kleur vir jou deurgooi, en dis nou maar die Message Bybel vir my, wat dit so mooi deurgee. Hy sê, as jy gaan sit en dink, uit die rots, van wat jy gekap het, jy stukkie klip, jy is uit hierdie groot rots God gekap. En dan sê hy vir ons, verder, as jy dit begin oordink, in jou omstandighede oordink, en jy dink so 'n bietjie verder, en jy dink, wie was Abraham,
voordat God hom gevat het. En ons weet hoe Abraham gegroei van niks tot 'n nasie so baie soos die sand van die see. Toe God in daai verhouding inkom, verander alles. En dis eintlik wat God in hierdie vers vir jou wil sê. Hy sê, as jy dit oordink, en dan kom jy by die plek wat jy sien, God het hierdie wonderwerk vir hom gedoen, en alles verander in sy lewe, om 'n groot nageslag gegee. En dan dink jy waar hy vandaan gekom het, kinderloos. En dan sê, likewise, I God will comfort Zion. En dis wat God eintlik vir julle sê, maak nie saak waar julle vandaan kom nie, maak nie saak jou agtergrond nie. En dan hoor nou, as jy in jou lewe al hierdie seer en verdriet gehad het, maak nie saak nie. God sê, ek sal daai dooie grond van jou verander in die tuin van Eden. Dis wanneer julle twee saamkom, wat God sê, maak nie saak nie, al kom jy uit dooie grond uit. Wanneer ons julle saamvoeg, gaan dit wees soos 'n tuin van Eden. En ons almal weet hoe lyk die maan, lyk of daar niks aangaan nie, dan sê hy ook, ek sal daai maanlandskap vir jou verander ook in 'n tuin van God. En dan sal daar wees in jou lewe, in jou omgewing, exuberance, dis die woord, en laughter, thankful voices, en 'n gesing van blydskap. Is dit nie mooi nie? As jy nou dink, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Die oomblik as jy hierdie goed begin oordink en God sit jou saam, verander hy alles van jou. En dis vir my mooi. Is julle nog op pad saam met my? Daar sê hy. En dan Romeine 20 vers 10. Dis vir my mooi. Dis vir my werklik mooi. En dit het vir my so baie van toepassing op die huwelik. Hy sê, love from the center of who you are. Is dit nie mooi nie? Hy sê ons moet dit nie fake nie. Love from the center of who you are. Hy sê, hardloop met alles in jou weg van dit wat sleg is. Dis so amper soos hy muntstuk weer. Hy sê, hardloop van alles weg wat sleg is. Maar dan sê hy aan die ander kant, hy sê, hardloop met jou hele lewe aan, agter dit wat goed is. Vat dit vas. En die volgende gedeelte van hierdie vers is awesome. Hy sê, be good friends who love dearly. En ai manne, die laaste deel van die vers is dan nou net weer vir ons. Dan sê hy, leer maar om tweede viool te speel. Dis net vir my mooi. Hy sê, practice playing second fiddle. En dan som 1 Petrus 3 vers 8, ook in die message, som vir ons die hele storie oor die liefde baie mooi op, want dis 'n fyn lyn daai, en jy kan maak wat jy wil. Dis nie altyd net maanskyn en rose nie. Ek het gister so gelag, ek doen ook 'n huweliksbevestiging, en nou trek ek die hele tyd die bruidegom se siel so bietjie uit, want ek sien die nerve is so bietjie erg, en knieë bewe, en ek sê vir hom, toe ons nou daar by daai gedeelte kom van die bevestiging, sê ek vir hom, sien jy al hierdie blaaie? Die aanstaande vrou het vir my gesê, ek moet al hierdie vrae vir jou vra, en wanneer jy dit alles reg antwoord, dan sal sy met jou trou. Nou die volgende oomblik, toe ek nou vir hom die deel vra van dat daar geen beletsel op sy huwelik is, en almal hier teenwoordig sal aanvaar hy dit as getuie en alles, en hier moet hy nou daar ja sê. Toe het hy nou die ding gevang,
en hy draai om en hy loop weg van die bruid af. Hy moet mos nou ja sê, hy moet niks anders doen nie. En hy loop na hierdie 3 sterk manne wat hy nou mos saamgebring het. Ons doen mos daai ding, bring 3 sterk manne saam om jou voor die preeksel te hou. En hy gesels toe eers met hulle, asof hy nou met hulle beraadslag, is dit nou die regte ding wat hy doen in sy lewe. Maar ek wens julle kon die bruid se gesig sien. Dat hy nou in plaas van net ja sê, omdraai en na hulle toe stap en beraadslag eers voor hy ja sê, maar hy het daarom ja gesê, toe hy weer hier voorkom, maar daai gesiggie, priceless. Die woord sê vir ons, wees sympathiek met mekaar, wees liefdevol, be compassionate, wees nederig, en ons sukkel maar partykeer daarmee. Hy sê dit geld vir ons almal, daar's geen kwytspraak vir enige een nie. Dan sê geen gedagte van, kyk hoe kry ek jou terug. En geen sarkasme en 'n skerp tong nie. En dan sê hy vir my 'n mooi ding, hy sê wat ons met mekaar behoort te doen, is om mekaar te seën. Hy sê, be a blessing, en dan gaan jy 'n seëning ontvang daaruit terug. So daai is vir my 'n baie mooi woord vir die huwelik. Hy sê wat ons te doen staan, as ons al daai goed wil hê in die lewe, sê nee vir boosheid, sê nee vir die gevoel om iemand seer te maak, en dan kan jy jou sê, ou maat, jy voel partykeer, roei boosheid uit en kweek goedheid. Dan die laaste gedeelte wat sê, hardloop agter vrede aan met alles in jou. Ons is amper by die formuleer, julle nie bang raak nie, amper klaar. Ons almal ken 1 Korintiërs 13, dis ook vir my 'n mooi woord altyd, maar ek sê nie veel daaroor altyd nie, want as jy hom opsom in die huwelik se verband is, sonder liefde is ons niks. Ons gaan nêrens kom nie, ons gaan nie vorentoe gaan nie. Romeine 14 vers 21 sê dan ook vir my iets belangriks, en ek trek dit ook altyd na die huwelik toe. Dit sê, doen niks wat veroorsaak dat jou broer of suster tot 'n val kom nie. En dis vir my 'n diep saak in die sin van om so te leef met jou maat, laat jy sorg dat daai persoon nie val nie. Altyd daar te wees, altyd daai beskerm gedeelte nader te trek om te sê, laat my vrou sal veilig wees, laat my man sal veilig wees. Ek weet my man sukkel met hierdie, of ek weet my vrou sukkel met hierdie, en dan so te leef dat hulle nie naby daai probleem hoef te kom nie, seker te maak dat hulle veilig is. En dan voor julle dink, my asem raak te lank, ons is by die laaste vers gedeelte, wat ek ook altyd aanhaal, as ons praat oor die huwelik, is dat hulle sê hierso, en ek gaan dit vertaal, hulle sê, laat die vrede van Christus julle dis nie in lyn nie, maar help my gou-gou, nou dat ek die Afrikaanse woord vir, as jy en jou vrou dans, dan is julle in step with one another, wat is die Afrikaans? In pas. Ja, kom ons sê in pas. Met ander woorde, die lewe in die huwelik is soos 'n dans. Julle moet in pas wees met mekaar in hierdie lewensdans. Hoekom, Boeta? Anders trap sy daai tone van jou. En dis nie lekker nie. Nee, maar dan sê die woord dit mooi, hy sê, to be in step with one another. Hy sê, daar is nie 'n manier in hierdie lewensdans,
dat jy jou eie ding kan doen nie, want dit gaan nie werk nie. Julle gaan op mekaar se tone trap. Bly in step with one another. Hy sê, cultivate thankfulness. En dan sê hy mooi, hy sê, laat die woord van Christus die hele huis hardloop. Dit is baie mooi vir my. Let Christ have the run of the house. Hy sê, gee mekaar tog ruimte. Gee mekaar ruimte. En dan sê die woord vir my 'n baie mooi ding. Hy sê, instruct and direct one another using good common sense. En dis net vir my, ek wil sê dis common sense, maar dit is vir my so diep. Sing uit jou hart uit vir God. Laat alles in jou lewe, every detail, woorde, aksies, wat jy ook al doen, doen dit in die naam van Jesus Christus. En dank God elke tree wat jy gee in die lewe en die huwelik. Ek het dit net op my hart gehad om vanmôre net dit met julle te deel, julle so 'n bietjie daaraan gaan kou, bietjie weer daarna kyk. En ek dink dis juist die werk of die verantwoordelikheid van die ouer getroudes om vir die wêreld te wys, dis hoe ons saamloop, dis hoe ons saam beweeg, dis wie ons geword het. En ek weet in my lewe, is ek baie dankbaar vir die vrou wat ek gekry het, in die sin van, jy weet, soos daai ou gedeeltetjie gesê, ponder the rock from which you were dug. En ek weet waar ek vandaan kom, en ek weet wie ek is. En kom ons sê, ek het gedink ek weet waartoe ek in staat is. Want dan het my vrou altyd hier in die agterkant vir my beet gepak. En dan het ek gedink, hoorie, hier is die laaste, ek gaan nie verder as dit kan gaan nie. En dan maak sy vir my bymekaar, motiveer my, as ek weer sien, dan is ek op 'n plek, waar ek nooit gedink het ek sal kom nie. Ek weet nie of julle manne dit ook so ervaar het nie, maar dit is wat ek ervaar het in my lewe, is die genadegawe deur liefde wat ek ontvang het, en hoe dit my gebou het in my lewe. Ek dink nie ek sou ooit dinge gedoen het wat ek vandag doen as dit nie vir my vrou was nie. En so glo ek ook, werk dit na die ander kant toe, dat sy ook op dinge gedoen het wat sy gesê het, dis nie ek nie, ek sal nooit dit doen nie, in die sin van die goeie bedoel ek, van om meer te word as wat jy alleen sou staan. En dit is wat ek vanmôre met julle wou deel rondom daai belangrike saak, want ek dink die huwelik trek deur alles. Dit trek deur die hele lewe. En as jy daai gedeelte reg kan doen, is die krag, die innerlike krag, die geestelike krag wat jy ontvang, soveel meer, en dit plaas jy op soveel beter plek om die lewe voluit te leef. En dit is nie net vir 'n paar maande nie. Dit raak vir almal in die huis, dit raak almal in. Dit plaas 'n beskerming daar vir almal in die hele totale huishouding, van die kinders, pa, ma, ouma en oupa, en dit plaas almal op 'n beter plek om voort te gaan in die lewe. Stem julle saam, julle kyk vir my so. Is dit reg? Dis wat ek wou deel. Ek is nie 'n ou wat preek nie. Ek kan met julle praat oor hierdie goed. En soos ek sê, ek wou dit net
vanmôre graag deurgee, want mense sit altyd in 'n troumilieu en almal kyk vir die bruid en die bruidegom en hulle verwonder hulle oor al daai goed en dan hoor hulle nie eintlik regtig daai woord nie. En ek moet nou maar sê vandag, ek kan niks onthou wat die dominee vir my gesê het toe ek getrou het nie. Bene het so gebewe daarvoor in die kerk. Maar kom ons sê vir die Vader dankie ook vir hierdie woord en ek bid vanmôre dat dit net sal in goeie grond val. En dat ons werklik, die wêreld het 'n goeie voorbeeld nodig. En dit is so bietjie wat my vang. Ek het net so bietjie na die statistieke gaan loer van egskeiding. En dan kom jy ook maar agter, hoor, hierdie egskeiding gebeur nie net in die wêreld nie. Want die meeste van die mense trou in die kerk. En nou is dit 'n egskeiding en dit is dinge wat seer raak. So dit is iets wat vir my baie diep lê in die wortel van die gemeenskap. Vader, ek loof U. Ek prys U vanmôre. Ek dank U vir die goedheid. Ek dank U vir die guns. Vader, ek bid vanmôre net weer vir al die jong mense wat hier is, dat ons as die ouer mense die verantwoordelikheid sal aanvaar en sê, Here, ons wil die pad saam met U loop. Ons wil 'n vrugbare pad loop. 'n Pad waar ander mense na kan opkyk. 'n Pad waar ander mense sterkte vandaan kan kry as hulle verlore raak in hierdie saak, Here. Ek bid, Here, want dit is die manier hoe U man en vrou saamgevoeg het. Dis die hoeksteen van ons hele gemeenskap. En as ons daar kan begin gesond raak, Here, sal dit so suurdeeg deurwerk na die totale gemeenskap toe. En Vader, ons gemeenskap het dit tog so nodig om daai vastigheid te hê. Daai beskerming te geniet wat jy net kan geniet in 'n huwelik. Ek loof U daarvoor, Vader. Ek prys U. Ek bid dat U ons sal seën in daai verband en dat U ons sal oplig en lei. Ek eer U ook vir hierdie dag. Dankie vir die genade en die liefde, Here. En ons seën elkeen vanmôre wat by daai deur uitgaan.